Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens. Ons glo en vertrou dat ons ook saam nader aan ons Here gaan groei. Ons het enkele afkondigings van die kerkraad se kant af wat ons graag met u deel. Ons maak eers met leedwese bekend die afsterwe van Suster Lenet Berends. Johan Berends die afgelope of vorige week. Sy was ook 'n oud lidmaat van hierdie gemeente. En dan ook Suster Hannie Du Plessis afgelope week, die moeder van broer Kobus Du Plessis. Ons vra dat ons 'n oomblik opstaan om net ons medelee met hierdie families te betoon. Baie dankie. Dan deel ons ook net onder lief en leed dat broer Hendrik Gatting ook gisteraand weer opgeneem is, nadat hy weer verder infeksie opgedoen het in sy wond. Dan ontvang ons ook vanaf die die hervormde kerk Middelburg vir broer Tian Reyneke. Ek so vinnig loer, sien ek kom nie nou hier nie. Hartlik welkom dan ook aan broer Tian in ons midde. Kollekte onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure vir deputate jeugsorg. Daar is geen katekisasie vanoggend na die erediens nie weens die lang naweek, so ook is daar geen aanddiens vanaand na afloop of as gevolg van die lang naweek nie. En dan wil ons graag hartlik welkom sê aan nuwe intrekkers en besoekers. Ontmoet asseblief ouderling aan diens hier voor is vir broer William Spencer. Vinnig weer kyk, waar is broer William? Daar. Hier langs. Broer William sal julle hier voorkom ontmoet om net 'n lidmaat besonderhede vir hom in te vul. En dan herinner ons aan ons Wildtuinkamp, die 5de tot die 7de September. Sit asseblief julle name op die kennisgewingbord hier by die teeskinkstasie as julle saam met ons gaan kamp asseblief. Baie dankie. Dis dit wat ons afkondigings betref. Ons gaan dan, terwyl ons so sit, toetree tot die erediens met lied 159 vers 3 en daarna raak ons stil voor die Here. Ons raak stil voor ons Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons staan, dan sing ons 'n loflied vir die Here, Psalm 148. Ons sing daarvan die eerste vers, dan bly ons staan om ook ons geloof saam te bely.
Kom ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof as ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan daarna weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre weer saam na die wet van die Here, soos dit opgeteken staan in Eksodus 20. Eksodus 20. Ons lees saam vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons luister na die wet van die Here, en ons doen dit deur dit wat ons Here Jesus ook in die bergrede vir ons gesê het, toe hy gesê het, ek het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, maar om dit sy volle betekenis te gee. Dis wat Hebreërs ook dan echo wanneer ons in Hebreërs later lees, dat hy die skadubeeld is van die weldade wat sou kom. Die wet is die skadubeeld van die weldade wat sou kom, want in die wet sien ons hom wat op pad is, sien ons hom wat ons nodig het om ons te verlos. So die wet wys die heeltyd na Jesus Christus ons verlosser, en ons sien dat juis hierin, dat ons nie die wet uit ons eie uit kan gehoorsaam of kan nakom nie, en daarom is ons verlore sonder Christus. Ons het hom absoluut nodig om vir ons in te staan as verlosser. Kom ons bely dit met die sing van Psalm 103 vers 5 en 8 terwyl ons so sit, en daarna bid ons saam.
Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, U wat uittroon oor hemel en aarde. U wat die heelal in die palm van die hand vashou, U wat groter is as wat ons ooit kan dink of sê, U wat meer is as wat ons ooit onsself kan indink, as wat ons met woorde kan vorm. U wat die reën stuur op die gepaste tyd, U wat die droogte bring op sy gepaste tyd, U wat ons leer om geduldig te wag in teenspoed en dankbaar te wees in voorspoed. Dis vir U en U alleen wat ons kom aanbid. En ons prys U naam, Here, nie omdat ons enige voordeel daaruit wil trek nie, nie omdat ons dink ons kan U arm druk vir sekere gunsies nie. Nee, ons aanbid U want U is God. U is die koning oor die heelal. En U alleen is prysenswaardig. Ons het geen ander rede om dit te doen, om U naam te loof en te prys, as net eenvoudig die waarheid dat U God is. En daarom word ons vanmôre weer klein voor U. Stel ons onsself in die regte verhouding tot U. U, die skepper van hemel en aarde, U wat U seun Jesus Christus stuur om mens te word, om onder ons te kom woon, om die volle prys te betaal vir ons skuld. U wat die Heilige Gees in ons harte laat woon, om ons te oortuig van die waarheid van die woord, om ons te lei en te begelei in die heiligmakingsproses, om te groei in ons verhouding met U. Ja, U wat alles doen. Dit is vir U wat ons kom aanbid, dis U wat ons wil loof, dis U wat ons wil prys. En ons weet, Here, ons mense woorde skiet ver te kort om te beskryf wie U is. Ons jubelgesange skiet ver te kort om U na waarde te prys, maar wat 'n voorreg dat U ons hierdie guns gee. Dat ons U mag ken, dat ons U mag aanbid, dat ons aan die voete mag kom sit en dat ons U mag ken. Omdat U Uself aan ons geopenbaar het, deur U woord en nog meer besonder deur die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het, volmaakte openbaring van U wil. Ja, hy wat verhewe is bo die engele, hy wat die hoogste naam bo alle name het, ons koning en verlosser Jesus Christus. Ons kom aanbid U, want U is ons koning. En dan doen ons dit met 'n diepe bewustheid, Here, as ons na U wet geluister het, as ons oordink wat U in die woord oor die wet sê, dat as ons gehoorsaamheid aan die wet nie meer inhou as dit wat die Fariseërs gedoen het nie, sal ons onsself nooit kan red nie. Met ander woorde, die wet onderstreep dit, U seun Jesus Christus in sy bediening op aarde onderstreep die feit dat ons onsself nie kan red nie. Daarom kom kniel ons voor U, erken ons, Vader, ons skiet ver te kort. Ons erken dat ons teen U en ons naaste gesondig het. En ons bely dit voor U, Vader, en ons vra vergewe ons sonde. Dankie dat ons dan ook kan hoor, soos ons gesing het, dat so ver as wat die ooste van die wester verwyder is, so ver verwyder U ons oortredinge van ons. 'n wonderlike troos en 'n sekerheid het ons nie juis daarin nie. As ons so ons sonde voor U bely, dat ons as skoongewaste, nuutgemaakte mense voor U kan kom verskyn, as U kinders, en kan vra, Vader, lei ons deur U Heilige Gees op 'n weg van gehoorsaamheid, een waar ons groei in ons gehoorsaamheid, een waar ons al meer en meer die vorm aanneem wat U ons roep om te wees, ligtende ligte, soutende soute, Christene, naamdraers van ons koning en verlosser Jesus Christus. Ons bid dan nou ook, Here, vir die woordverkondiging. Ons vra, neem weg wat skeiding maak tussen U en ons. Gee dat ons die woord hoor na die mening van die Gees en dat ons daarvolgens sal gaan leef.
Ons bid Vader vir ons gemeente, ons bid vir bazaar wat voorlê, ons bid vir verhoudings binne in die gemeente, ons bid dan ook Here vir ons klasses wat hierdie week vergader, dat U ook die vergadering daar sal lei, en mag U naam dan ook daarin verheerlik word. Ons dank U Here, dat ons nie op ons eie staan nie. Ons dank U dat U ons ondersteun en onderskraag en dra en versorg. Ons dank U dat ons gebed ook dan in U naam kan afsluit. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil alleen. Amen. Ons sing met die oog op skriflesing en prediking, Psalm 25 vers 2, terwyl ons so sit, en daarna lees ons uit Hebreërs 1 uit. Ons sit ons reis deur die Hebreërbrief voort vanmôre uit Hebreërs 1 uit vanaf vers 5 tot en met vers 14. Vir die van u wat ons dalk besoek, kan ons dalk net noem, ons is juist besig met 'n fokus op die Hebreërbrief wat veral wys hoe dat in die Ou Testament in Christus vervul is en hoe dit alles daarin deurtrek. Kyk ons spesifiek dan na die Hebreërbrief met die oog op Paasfees wat vir ons voorlê. Is ons besig met hierdie kort reis deur die Hebreërbrief. Ons lees dan vanmôre saam Hebreërs 1 vanaf vers 5 tot en met vers 14. Immers aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. En ook, ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees. En wanneer God die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele, sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar van die seun sê hy, u troon, o God, staan ewig vas met 'n koninklike scepter, laat u reg geskied. U die reg lief en u haat die onreg. Daarom het God, u onder groot vreugde tot koning gesalf, bo u tydgenote. En verder, u Here het in die begin die aarde gevestig en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan, soos 'n kledingstuk wat alles versluit. Soos klere sal u dit oprol. Ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word. Maar u bly dieselfde en die jare het geen einde nie. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie almal geeste in diens van God wat hy uitstuur om die te dien wat die saligheid gaan beerf nie? Ons lees tot sover. Ons teksverse dan verse 13 en 14. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die saligheid gaan beerf nie? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, is 'n voorreg om vanmôre weer verder te gaan met ons Hebreërs reeks, met die oog op Paasfees. Hebreërbrief wat in besonder die band tussen Ou en Nuwe Testament deurtrek, wat vir ons wys hoe die teks van die Ou Testament wys na alles waarvan ons in die Nuwe Testament lees. In die vorige preek het ons daarna verwys dat Christus groter is as alles
en almal. Dat hy die volmaakte openbaring is van God se wil, dat die Ou Testament na hom gewys het en dat hy die skrif vervul het. Dat daar geen gesag bo hom is nie, dat hy aan hy alleen die reiniging van ons sondes kan bewerkstellig. Hy is die enigste een. En tog is dit nie vir ons genoeg nie. Dit kan tog nie so maklik wees nie. Dit kan tog nie wees dat hy alles doen en dis dit nie. Dit kan nie wees dat Jesus Christus alleen genoeg is nie. My menswees wil dit nie vat nie. En omdat ons so sukkel om hierdie eenvoudige waarheid te eien, die feit dat Jesus Christus 'n offer genoeg is, dat hy die enigste een is wat ons kan red. Wanneer ons so worstel met hierdie eenvoudige waarheid, dan begin ons vir ons afgode bou. Afgode wat ons 'n Christus plus geloof noem. En dan kan ons hierby baie goeders invoeg. Ons kan vir mekaar sê, Jesus Christus is my verlosser, maar net as jy op 'n Saterdag kerk toe kom. So sekere mense sê. Jesus Christus is ons verlosser, maar net as jy sy naam in Hebreëus gebruik. Jesus Christus is ons verlosser, maar net as jy hierdie feeste reghou. Jesus Christus is ons verlosser, maar net as jy van hierdie volkgroep is. Jesus Christus is ons verlosser, maar ek moet myself aanvaarbaar en redbaar maak. As ek goed genoeg is, dan sal ek gered word. Ons het al soveel kere vir mekaar gesê dat as ons vir gelowiges vra, gaan jy hemel toe, dan sê ons vir mekaar, ek glo ek is 'n goeie mens, ek dink ek sal gered word. Dis 'n Jesus plus geloof. Ek moet myself redbaar maak. Jesus kan nie alles doen nie. Hy is ons verlosser, maar, en dan voeg jy enige ding in jou hart wat jy op die oomblik aan dink hierby. En dis wat waarskynlik gebeur het met hierdie gelowiges in Rome aan wie die Hebreërbrief geskryf is. Hulle is Jode, wat die Joodse geloof aangehang het en daarna Christus as hulle verlosser aangeneem het en die Christelike geloof begin uitleef het, maar toe dinge begin druk, het hulle dit aan hulle persoon begin beleef het, toe is hierdie geloof nie meer voldoende nie. Toe val hulle terug na die ou gebruike. Keiser Nero het op hierdie stadium die Christene aktief vervolg. In die Joodse teologie het die engele dan ook 'n baie groot rol gespeel. En so wil dit voorkom asof hierdie nuwe Christene onder die verdrukking van Nero begin terugval het op daardie Joodse gebruike. Hierdie gelowiges het in hulle denke meer waarde aan die engele begin heg as aan Christus. Nou miskien het hulle gedink dat die engele vir hulle God se wil duideliker bekend sal maak, of dat hulle 'n persoonlike beskermengel sal hê wat hulle sal vashou en beskerm van alle kwaad. Dat die dalk nog meer duidelik dat die engele hulle sal kom beskerm van koning Nero se vervolging. Hulle het hierdie geloof begin huldig waar ons tot Christus bid plus die engele. Ons het Christus nodig, maar ook die engele, en daarom moet ons tot die engele ook bid. En snaaks genoeg is hierdie benadering is hierdie 'n benadering wat nie net daar gestop het nie. Dis nie iets waarvan ons net lees in die Hebreërbrief nie. Ek hoor dit so by soveel mense wat hulle self gelowig noem, dat hulle bid tot die engele. Dat die engele dit en dat vir hulle moet doen, dat die engele hulle moet omring en ons kan so aangaan. Maar vanmôre met een oog op die kruis en een op die leë graf, kyk ons na die engele en herinner mekaar uit ons teks uit aan 3 dinge. 1. Christus is verhewe bo die engele. 2. Die engele staan in diens van God, maar ook 3. Tot diens van die gelowige. So in diens van God tot diens van die gelowige. Eerste dan, Christus verhewe bo die engele.
Die konsep van engele aanbidding is nie beperk tot die Jodendom of ons Hebreërs teks soos ons gesê het nie. Ons lees byvoorbeeld ook in Kolossense hiervan. Maar dan wil ek hê ons moet mooi luister, wat sê Kolossense hieroor? Wat gebeur wanneer ons die engele aanbid of deur hulle wil bid? Hoor wat sê Kolossense. Moenie dat iemand wat behaag skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink en hy hou nie aan die hoof, aan Christus vas nie. Wat gebeur? Ek stel in my denke Christus ondergeskik aan die engele. Maar meer nog, ek stel hom ondergeskik aan myself. So iemand, lees ons, verhef hom oor wat hy in eie waan oor homself dink. En dit, geliefdes, is eenvoudig wat afgoderry is. En snaaks genoeg het hierdie denke homself gevestig in die tuin van Eden, toe die mens oortuig is dat hy soos God kan wees, dat hy God onder hom geswou stel. Met ander woorde, dat hy self God kan wees. En waarmee is ons anders besig, elke keer wanneer ons onsself bo Christus verhef, anders as om te sê, ek sal self God wees, ek sal self besluit, ek weet die beste. Waarmee is ons ook anders besig, as ons die engele bo hom verhef. Geen ander gode, en geen afbeelding van dit, die hemel daarbo of op die aarde hieronder is nie, sê die Here in sy wet, het ons nou net gelees. Jy moet die Here jou God lief hê, met hart, siel, verstand en al jou kragte, nie die engele nie. Die vraag is dus eenvoudig, as ek in geloof sê, ek het Jesus nodig, plus, dan is daar die plus 'n afgod. Onnadenkend verhef ek daardie plus altyd bo Christus. Omdat ek sê, Christus is sonder hierdie ding nie genoeg nie. Daarom dat hy ook in die bergrede verklaar, jy kan nie God en Mammon dien nie, jy kan nie vir twee baase gelyk werk nie, jy gaan of meer oor hê vir die een of vir die ander. In die slotsom, net een kan God wees. Net een kan volmaak wees, net een kan genoeg wees. Sy naam is verhewe bo alle name, sy naam is Jesus Christus. So op 'n kunstige manier gebruik die Hebreërs skrywer dan tekste uit die Ou Testament uit dan om aan te dui dat God vir Jesus as koning aangestel het en verhef het bo alles en almal. In verse 6 tot 12 dan word koning Jesus se kwaliteite beskryf, in vers 13 word sy troonbestuiging beskryf. Ja, Jesus is koning bo alles en alles en almal moet voor hom buig, selfs die engele. En die engele staan in sy diens, dis ons tweede punt, die engele in diens van God. Dis presies waarvan, of wat vers 14 beklemtoon, is hulle nie almal geeste in diens van God nie. Geliefdes in ons Here, dit is dalk belangrik om hierdie saak net te beklemtoon, omdat die engele in diens van God staan, is hulle nie wesens wat ons moet aanbid nie. Hulle is ondergeskik aan hom. Maar dit maak nie dat die engele nie belangrike wesens is in die Bybel nie, en nie 'n belangrike rol gevul het nie. God het hulle gebruik as sy boodskappers, en op kritieke tye in die volk se geskiedenis het God die engele gebruik om bepaalde dinge aan die volk te openbaar. Hy het hulle na hulle gestuur. En die Hebreëse woord malach en die Griekse woord angelos beteken altwee letterlik iemand wat gestuur word of boodskapper. Dis hulle taak. Dikwels is die engele as boodskappers gestuur in tye van groot gebeurtenisse. En dan natuurlik soos die een wat ons al te goed ken, soos met die geboorte van Jesus Christus. En natuurlik toe hy opgestaan het uit die dood. So die engele as aankondiger die koms van Christus en die oorwinning van Christus aangekondig, sodat die wêreld dit kan hoor. Verder lees ons ook in Handelinge, hoe dat die boodskappers of engele dikwels meewerk in die verkondiging van die evangelie, soos toe
die apostels uit die tronk bevry word om die evangelie te kan gaan verkondig. Die engele se volgende taak is om God dag en nag te aanbid. In Openbaring en in die Psalm sien ons hoe dit gedoen word. En verder lees ons ook hoe die engele dan fees vier met die oorwinning van die koning. Die een keer was toe Jesus gebore is, want hulle het geweet, nou is die Satan se einde nie meer ver nie, en in Lukas 15 vers 7 lees ons, dat daar fees was, wanneer iemand tot bekering kom. So elke keer wanneer dit gebeur. En dan, wat daarmee saamgaan, is hierdie aanbidding van die engele van God. Sien julle hoe verdraai dit is, wanneer ons onsself wend tot die engele vir uitkoms? As hulle self God aanbid. Die engele word verder ook dan, die laaste een wat ook wel bekend is, as God se weermag gebruik. Hulle word gebruik om God se kinders te red of om hulle te help in tye van nood en krisis, maar telkens is dit die behoud van God se volk ter wille van die Messias, ter wille van die evangelie. En verder is dit ook duidelik dat daar 'n hemelse stryd is wanneer Michael, die aanvoerder van die engele mag, saam met die ander engele die duiwel as dit ware uit die hemel uitskop, en hulle onderhandel nie met hom nie, maar verjaag hom finaal. Maar let dan op dat dit alles gebeur, hoe? In opdrag van God. Gaan lees hiermee saam die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 12, wat ons leer oor die engele onder andere uiteensit. En spesifiek oor die take van die engele. En dan word dit duidelik vir 'n mens. Die engele staan in diens van God, sodat hulle nie sonder God se opdrag 'n vinger kan verroer nie. So wanneer ons byvoorbeeld Psalm 91 lees, wat ons ook net nou gaan sing, dan besef 'n mens dat die boodskap nie vir een oomblik gaan oor die beskerming wat engele vir jou persoonlik bied nie, maar om die beskerming wat God jou bied. Dis God wat sy engele opdrag gee. Dit is hy wat ons beskerm. Die engele is nie onderhewig aan 'n eie bestel bonatuurlike wette nie. Ons kan hulle nie oproep om een of ander iets vir ons te kom doen nie. Hulle staan in diens van God en in gehoorsaamheid aan hom. Sonder sy wil beweeg hulle nie. Maar dan is hulle nie net in diens van God nie, maar ook tot diens van die gelowige. Soos ons net nou reeds genoem het, tree die engele in gehoorsaamheid aan God op tot diens van die gelowige. Die Hebreërs skrywer bevestig hierdie waarheid in vers 14 as ons lees, dat die koning Jesus Christus gebruik die engele tot in sy diens tot ons diens. En soos met Paulus in die tronk, waar die engel die tronk se deure laat oopgaan en die boeye laat afval het, gaan die werk van die engel tot ons diens altyd hand in hand met die voordeel van die evangelie en die eer van God. Die engele is nie die koning van konings se reservemag wat ons kan hiet en gebied nie. Dis nie 'n bonatuurlike krag waardeur ons moet bid nie. Die gedagte van 'n persoonlike beskerming engel is nie iets wat die Bybel verkondig nie. Wat die Bybel wel verkondig is dat Christus die koning van konings is, dat die engele aan hom ondergeskik is en sonder sy woord hulle nie kan beweeg nie. Hulle is in sy diens, maar ook tot ons diens ter wille van die evangelie. En omdat Jesus is wie hy is, daarom word daar van hom gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Want hy en hy alleen is aanbiddingswaardig. Hy en hy alleen het alle mag. En dan sluit ons teks af met die woorde oor die engele. Waarvoor is hulle daar? Dan om die te dien wat die saligheid gaan beerf. Wie is dit wat die saligheid beerf? Ek moet nie sê, ek dink ek is 'n goeie mens nie. Wie gaan die saligheid beerf? Wie is dit wat dit gaan beerf? Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe het. So eenvoudig. Die saligheid is bestem
vir die wat in Jesus Christus glo, wat glo hy is genoeg, wat glo hy het alles gedoen wat nodig is om my vry te maak. Die wat aan hom glo, word gered. In hom en hom alleen. Hoor wat sê Jesus as hy in Johannes verder ook vir ons sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Daar's nie 'n pad deur die engele nie, daar's nie 'n pad deur Maria nie, daar's nie 'n pad deur enige iets anderste nie. Die enigste weg en waarheid en lewe is Jesus Christus. En hy is die koning van konings. Ons moet hom en hom alleen aanbid. En as ons in hom glo, word ons vrygespreek. En kan ons vertrou dat die Here self sy engele gebruik, ook tot ons diens. En daarom vra ek ten slotte, geliefdes, glo jy in die Here Jesus? Glo jy dat hy alleen genoeg is? Indien nie, gaan skud al die plusse af. Want daai plusse laat ons verdwaal in ons eie waan. As ons hom en hom alleen nie aanbid nie, as hy nie genoeg is, en ek die engele en enige ander ding wat jy nog plus hierby sit nodig het, as ek dink ek het dit nodig nie, dan het ek nie deel van die wat die saligheid beerwe nie. As ek 'n Christus plus geloof huldig, het ek nie deel aan die saligheid nie. Want hy is of koning, of hy is nie. Of hy is genoeg, of jy is verlore. Een van die twee. Mag God ons dan deur sy gees in hierdie waarheid laat leef. En mag ons dit uitleef en daarvan getuig oral waar hy ons plaas. Mag God ons deur sy gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom as die kinders voor U staan en ons smeek U, Here, buig ons selfgesentreerde knieë, buig ons hooghartige bene, sodat ons voor U kniel, sodat ons U aanbid, dat ons nie 'n geloof sal huldig waar dit U is plus wat ek ook al voel ek nodig het nie. Maar dat dit net U en U alleen sal wees. Mag ons liefde vir U en die leiding van die Heilige Gees ons oorweldig. Sodat ons elke asem wat ons inasem, elke asem wat ons uitasem, opdra aan U. Dat ons U onverskrokke en getrou sal dien, nie omdat ons verlos wil word deur ons goeie werke nie, maar juis omdat U Seun Jesus Christus genoeg is en ons net wil dankie sê. Dankie vir die volmaakte offer van ons koning en verlosser Jesus Christus. Lei ons in hierdie lewe van dankbaarheid en gee Vader dat ons U en U alleen sal aanbid. Bid ons van U nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Ons gee nou geleentheid vir ons dankoffer. Kom ons sing saam as 'n antwoord op die skriflesing en die prediking, Psalm 91 verse 2 en 6. Ons sing dit staande. Nadat ons dit gesing het, bly ons staan om die seën van die Here te ontvang en antwoord ons met die amen.
Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.